Ek het laasweek begin gesels oor verhoudings. En in die week het ek 'n gesprek gehad met 'n vriend van my. En nadat ek met hom gesels het, besef ek toe dat eintlik die gesprek wat ek met hom gehad het, het toe nou my visie en my droom vir my duidelik gemaak. En ek het besluit om dit vanoggend met julle te deel, laat jy weet waarheen glo ek die Here met ons op pad is oor die volgende paar maande. Ek wil nie sê dit is 6 maande of 7 maande nie, ek weet nie hoe lank dit gaan vat. Maar die laasweek gesels oor hoe crucial, hoe belangrik verhoudings is. Nou, ek wil wel eers nou net die prentjie, net die droom vir jou verduidelik en dan gaan ek by my preek. Imagine 'n gemeente waar almal in die gemeente in 'n moeilike tyd versorg word, omgegee word deur iemand van die gemeente. Ek gaan dit weer vir jou skets. Imagine 'n gemeente waar almal wat deur 'n moeilike tyd gaan, almal, maak nie saak wat die moeilike tyd is nie, deur iemand van die gemeente versorg word en ondersteun word. Imagine so 'n gemeente. Imagine die kerk, die breë kerk van Christus. En toe ek eers daaroor begin dink, toe besef ek, dit is dalk 'n onmoontlike droom. To dream the impossible dream. Dit is dalk 'n impossible dream. En hoe meer ek daaroor begin dink, besef ek, dis nie so impossible nie. Inteendeel, die rede hoekom ons dit dalk nie so beleef nie, is dalk net omdat ons 1 of 2 persepsies moet verander. Want ek dink, die kerk bestaan reeds so. Ek gaan nou verduidelik hoekom. Okay. Maar dis die droom. Om almal wat deel is van ons gemeente, en dan later almal wat deel is van die koninkryk, te laat voel dat jy, of hy of sy, word versorg, word geondersteun deur iemand van die kerk. Nou daar's 2 maniere wat ek wil hê jy moet luister vanoggend. Jy moet luister as een wat versorging nodig het, maar jy moet ook luister as een wat versorging gee. Want dis jou rol in die liggaam. Jy is deel van die liggaam van Christus, en om deel te wees daarvan, ontvang jy versorging, maar jy gee ook. Kyk, so luister met 2 ore. As jy kan, as jy bevoorreg, dan ek net 1. Kyk, kom ons begin gou net hoe ek by hierdie boodskap uitgekom. Waaraan word die sukses van 'n gemeente gemeet? Nou, julle luister met 2 ore en ek praat met 2 monde vanoggend, want as ek praat van 'n gemeente, dan praat ek van ons as die hoeksteen, maar ek praat ook van die kerk van Christus. Okay. Waaraan word 'n gemeente se sukses gemeet? Waaraan word die kerk se sukses gemeet? Is dit getalle? Is getalle waaraan ons die sukses van 'n gemeente meet? Getalle is belangrik. Weet julle hoekom? Hoe meer ons in die gemeente is, hoe meer is ons impak daar buite. So getalle is belangrik, maar is definitief nie wat bepaal of jou gemeente sukses is. Dalk is dit programme. Hoeveel programme bied 'n gemeente aan? Hoe besig is hulle? Hoeveel aande in die week kan jy kerk toe kom en iets hierso kom bywoon? Maak dit jou gemeente suksesvol? Ek dink nie so nie.
Programme is belangrik, ek gaan nou vir julle sê hoekom. Maar gemeente se sukses kan nie daaraan gemeet word. Dalk sit opkomste. Is opkomste belangrik? Ja, ek glo so. Meer mense hier is, meer wys dat mense wil hier wees. So dis my belangrik, maar dit meet nie die sukses van die hoeks nie. Dis die kwaliteit van die musiek. Speel musiek 'n rol? Speel die kwaliteit van die musiek 'n rol? Nee. God hoor nie ons musiek nie. Hy sien ons harte. Vir ons as musikante is dit net lekker en is 'n voorreg om God op die manier te kan aanbid. En om sy naam groot te maak en vir julle hopelik geniet julle dit om die belewenis daarvan. Maar die kwaliteit van musiek bepaal nie die sukses van my gemeente nie. Ek het laasweek hierdie slide gebruik en hierso is waar ek glo die sukses van 'n gemeente gemeet word. Hierdie vrou sê, I attend a famous growing church and yet I feel like I'm the loneliest person on the planet. Dis waarom die sukses van 'n gemeente gemeet word, glo ek. Nie hoeveel mense ons kan so laat voel nie. Okay. Om te probeer verhoed dat daar enigiemand is wat so voel. Want gemeente wees beteken ons dien mekaar, ons versorg mekaar. Ek het jou versorging nodig, jy het my versorging nodig. Ek wil 'n verhouding leef met jou, jy wil 'n verhouding leef met my. Dan's getalle en opkomste, al die ander goed is irrelevant. As daar gesonde verhoudings is, sal die opkomste gesond wees, want ek sien uit daarna om saam met my boeties en my sissies ons Vader te kom aanbid. As verhoudings gesond is, sal getalle in die kerk nie 'n probleem wees nie, want mense sal graag wil deel wees van hierdie, want daarso is gesonde verhoudings waarby ek baat vind, waar ek ontvang en gee. Dis waar dit begin. Verhoudings en as gevolg van verhoudings goeie versorging aan mense. Ek het gesê, my droom is dat mense sal voel, as hulle deur 'n moeilike tyd gaan, is daar iemand van die kerk wat by hulle uitkom. Kyk. Hierdie sê ek verskriklik versigtig. Dink gou daaraan. Hoeveel vriende het jy? Nie my antwoord nie. Dink nie daaraan. Hoeveel vriende het jy? Hoe gereeld kom jy by jou vriende uit? Nie antwoord nie. Dink nie daaraan. Ons dink baie keer, iemand van die kerk wat moet kom versorg, iemand van die kerk wat moet kom uitsorg, is iemand wat deur die kerk aangestel is om dit te doen. Dis ons persepsie. Dis nie noodwendig verkeerd nie en ek het geen issue daarmee. Maar as jy argumentshalwe 20 pelle het, hoe gereeld kom jy by daai pelle uit? Ons kom nie altyd by mekaar uit nie. Ek kyk nou hier oor die gehoor en ek weet, hier's 'n klomp van julle wat ek 'n kuier skuld. Ons kan nie by almal altyd uitkom nie. Want daar is ongelukkig net 24 ure in 'n dag. Ons kom nie altyd by ons pelle uit nie. Die kerk, as ons die kerk sien as mense wat net voltyds in diens staan van die kerk, kan die kerk nie by elke persoon uitkom wat deur 'n moeilike tyd gaan. Inteendeel, die kerk weet meeste van die tyd nie eers daarvan. Maar jy is kerk. En jy is bewus van mense wat swaar kry. Dalk is jy iemand op hierdie stadium wat swaar kry.
jou pelle wat saam met jou in die gemeente is, dis ook die kerk. Jy kan versorging en ondersteuning en bemoediging en gebed van enige een hier ontvang en jy kan van jou kant af enige een gee. Dan is ons nie ver van 'n plek af waar elkeen wat alleen voel, iemand van die kerk by met. Maak dit sin? Wat beteken versorging in die konteks van die kerk? Ek wil hê jy moet hierdie oordink, Efesiërs 4. Dit is die gawes wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Weet julle hoekom kom ons by mekaar? Weet julle hoekom bestaan ons as 'n gemeente? Weet julle hoekom is programme en woordskole en selgroepe belangrik? Sodat ons toegerus kan word om die dienswerk daar buite te gaan doen. Nou wil ek weer jou herinner, jy luister met 2 ore. Dink wie's daar van die kerk wat jou ondersteun. As daar nie iemand is van die kerk wat jy sien as 'n vriend nie, gaan soek jy. Kom stap saam, kom speel saam golf, kom speel saam rolbal. Jy gaan 'n vriend kry en daai persoon word deel van jou versorging. Jou ander verantwoordelikheid is wie in jou vriendegroep gaan nou deur 'n moeilike tyd. Want jy's daar namens die koninkryk, jy's daar namens God, jy's daar namens die hoeksteen om daai persoon te versorg, te help, te bemoedig, op te lig. Julle sit met vreeslike fronse, ek hoop julle dink. Kom ek gee julle gou 'n bietjie statistiek oor hoe belangrik verhoudings is, nie net in versorging van mense nie, maar hoe belangrik verhoudings is in die verkondiging van die evangelie. Hoor hoe interessant is hierdie. 0,5% van mense wat tans die Here dien, 0,5% van mense wat Christene is Christene of het in bekering gekom deur TV of media. 0,5% hoor. Dis bitter min. Nie eens 'n volle persent nie. Ons leef in 'n tyd waar 'n kerk op sosiale media, vreeslik daar's baie preke en daar's baie kerk wat gehou word op sosiale media. En dis fyn, dis staan nie. Maar die kerk wat gehou word op TV en op sosiale media, gaan nie noodwendig nuwe mense in die koninkryk inbring nie. Dis om die bestaande mense in die koninkryk toe te rus vir hul dienswerk daar buite. Dit versprei nie noodwendig die evangelie dat mense tot bekering kom. 4% deur mense wat tans kinders van die Here is. 4% van mense is bereid deur evangelie. 4% van mense kom tot bekering deur dit. Hier's 'n ander skok in die Here. 5% van mense wat die Here dien tans, het tot bekering gekom met spesiale dienste. 5%. Net om jou konteks te gee oor hoe 5% groot dit is. Wies, as hy 5% verhoging kry, vreeslik tjaf kan ek goed. Dit maak is nie, 5% maak niemand excited nie. Hoekom is verhoudings belangrik? Want 76% van mense wat tans die Here dien, is Christene, deur familie en vriende. 76%. Hoe kom mense tot bekering? Deur jou te ken. Hoe beleef mense God se liefde, sy versorging, sy omgee, sy genade? Deur jou te ken. Die mense wat God aan jou toe vertrou het, is die mense met wie jy reeds in verhouding staan.
Jy hoef nie papiere te hê om namens die kerk, of namens die gemeente, of namens die koninkryk, vir mense om te gee nie. Jy het nie papiere nodig nie. Want kom ek sê jou, hoekom? As een van jou pelle deur 'n moeilike tyd gaan jy in elk geval as sy vriend uitreik na hom toe. Is dit nie so nie? Ek wil nou 'n ding sê en vergeef my hiervoor. Ek gaan dit ook nie uitsny nie. Versorging. As iemand wat deel is van die liggaam van Christus, nee, is nie altyd om vir iemand te gaan bid nie. Versorging is nie altyd om berading te gee nie. Versorging is nie altyd om net daar te wees as daar iets vreesliks gebeur het nie. Versorging is ook, en ek gaan dit nou maar sê, om net 'n bier saam met jou pel om 'n vuur te drink en vir hom te sê, "O, is jy okay?" Dis ook versorging. Nie om jouself te vergryp aan enigiets nie. Dis verhouding. En teen iemand te vra, is jy okay? Is jy daar namens die koninkryk van God? En die enigste manier hoe dit gaan verander is as jy dit besef en die mens by wie jy is besef. En as iemand na jou toe kom, 'n vriend of 'n vriendin wat saam met jou in die gemeente is, en jy kry versorging en ondersteuning by hulle, verstaan dat hulle is daar namens die kerk. Namens die koninkryk. En as ons almal daai gesindheid begin kweek, dan is ons nou daar waar elkeen deur 'n moeilike tyd bygestaan word en versorg word en geondersteun word deur iemand van die kerk. En as jy nog nooit amen gesê het in 'n kerk, moet jy dit nou sê. Amen. Dan is ons nou. Net so 'n paar goeders in ons gedagtes verander. Galasiërs 6 vers 2 gee vir ons die antwoord toe, hoe beleef mense versorging? Paulus sê, en ek lees dit uit die boodskap uit, hy sê, sien raak wanneer ander gelowiges swaar kry en help hulle. Dit begin by, sien raak. Nie dit ignore nie. As een van jou mense in jou invloedsfeer deur 'n moeilike tyd gaan, moet jy dit raak sien en jy moet besef dat jy is daar as 'n gesant van die koninkryk. Maar ook as jy deur 'n moeilike tyd gaan, moet jy die guts hê om vir een van die mense wat saam met jou die Here dien, te sê, ek gaan deur 'n moeilike tyd. En dan sê, tel hulle probleme op julle skouers en dra dit vir hulle. So doen julle presies wat Christus van julle verwag. Maar ons het 'n klomp ander nonsens ingebring wat ons dink Christus van ons verwag. Wat sê ek nou iets? Jesus verwag van jou om mense lief te hê. Jesus verwag van jou om mense wat deur 'n moeilike tyd gaan te help en te ondersteun. Jy kan nie almal help en ondersteun nie, net soos wat ek nie almal kan help en ondersteun nie. Maar God het mense vir jou gegee, wat jou pelle is, wat jou vriende is, en dis jou verantwoordelikheid as kind van God, om hulle te help, om hulle te ondersteun. En jy as kind van God, het die volste reg om vir jou pelle te vra, om jou te ondersteun en jou te help in jou moeilike tyd. En ek sê weer, as jy nie pelle het, wat jy kan help en ondersteun in die kerk nie, kom woon goed by, sodat jy pelle kan kry. Want jy moet nie alleen wees nie. Ek wil die volgende sê, en ek sê dit met groot versigtigheid. Een mens, of 2 mense, of 3 mense, of 4 mense, of 5 mense, of 6 mense, kan nie 'n gemeente sinvol versorg. Net te min. Maar 'n gemeente kan 'n gemeente versorg. Ek wil hê die Hoeksteen moet 'n gemeente word wat mense versorg. Eerder as wat daar net 'n pastoor of 'n span is
wat mense versorg. Ons werk almal saam. Romeine 12 sê, net so is dit ook met Christus se liggaam. Al is ons baie, vorm ons saam een liggaam, omdat ons aan Christus verbind is. En as ledemate van hierdie een liggaam, hoor ons saam en het ons mekaar nodig. My boetie, my sussie, jy is dalk nou op 'n plek waar jy vir iemand daar kan wees, maar jy gaan op 'n punt kom waar jy iemand gaan nodig hê. Jy gaan. Of dalk is jy deur 'n ding waar jy iemand nodig gehad het en iemand was daar vir jou. Daai waardeur jy gegaan het, gaan iemand, nee, jy het iets gaan wat jy deur gegaan het, sodat jy daar kan wees vir hulle. Ons is een liggaam. Ons het mekaar nodig, en ons is daar vir mekaar. Daar is nie een of twee vir ons nie. Ons is almal daar vir mekaar. Ek het in hierdie tyd nogal baie opgelees oor verhoudings en versorging en alles wat julle verstaan my droom nou. En iemand stuur in die week vir my nogal 'n stunning ding. Dis 'n website, 35 tips for church caring. En die mooiste tips, praktiese wenke oor hoe ons as 'n gemeente vir mekaar kan sorg. 'n Paar van die goedes so sê, maak gebedsgroepe, maak kos vir mekaar. Maak iemand se huis skoon, stuur bemoedigende boodskappe. Dis praktiese stunning goeders wat ons as gemeente kan gebruik. En ek lees die goeder, ek besef iets. Ons gaan van hierdie goeders implementeer. Ek dink is goed dat daar 'n struktuur is wat ons visie dien, maar as ek iemand moet aansê om 'n bemoedigende boodskap te stuur, mis ons die punt. As die kerk iemand moet aansê om vir iemand te gaan kos maak, mis ons die punt. Doen ek dit uit liefde of uit plig? Ek sê weer, ek gaan 'n paar van hierdie goeders implementeer, want party mense doen dit nog steeds uit liefde, hy het net 'n hupstootjie nodig. Terwyl ons besig is om te trek van die een gebou na hierdie gebou toe, bel een van Shelly se vriendinne haar, hoor hoe mooi is dit, dis nie 'n vrou wat by ons in die gemeente is nie. Sy het niks te doen met die hoeksteen nie, maar sy is deel van die koninkryk. Sy bel vir Shelly, sy sê, ons weet dat julle hardloop lekker rond, ek wil nie hê kos maak vanaand nie. Sy bring vir ons kos. Man, dis special. Net hoenderpastei, met die mooiste slaai wat ek in my lewe gesien het. Popo, druiwe en feta kaas. Dit was ongelooflik lekker. Ek sê dit van slaai gee, kry glo. So daar is sommer 'n resep vir julle ook. As sy aangesê was deur iemand, sou dit nog so special gewees het? Nee. Daar moet natuurlike versorging wees. As ons op 'n punt kom by die kerk, waar jy moet geleer word om vir ander mense hallo te sê en vriendelik te wees met hulle, dan mis ons die punt. So, is my droom. Kom ons word 'n gemeente wat mense versorg. As jy versorging nodig het, kom word deel. Kom ontmoet mense. Kom maak vriende. Ons gaan baie geleenthede skep waar jy kan mense kom ontmoet om jou vriende te word, sodat hulle jou kan versorg. Aan die ander kant, kom word deel, sodat jy mense kan ontmoet. Mense jou pelle kan raak, sodat jy as 'n gesant van God se koninkryk hulle kan versorg. Bottom line is, kom word deel.
word deel van die liggaam wat gee en ontvang. Word deel van die liggaam wat God se liefde ontvang en weggee. Kom word deel sodat jy kan verhouding bou. Kom word deel sodat jy in die liggaam van Christus jou roeping, die rede dat God jou gered het, kan uitleef. Ek gaan julle moeg maak met dit. Ek gaan julle challenge. En ek gaan bid dat die Heilige Gees jou nag. Begin anders dink oor verhoudings, begin anders dink oor versorging. En word deel. Die tyd is nou. Om anders te begin dink, anders te doen, nie te dink, nie te doen, sodat God 'n nuwe ding kan doen. Ons bid altyd en sê, Here, doen 'n nuwe ding, doen 'n nuwe ding. Dan doen ons al die ou goed. Dink nie, word nie, leef nie, sodat God sy nuwe ding kan doen. Maak jou oop. Dit nie nou afsluit, jy gaan vir 'n uur nog en nou is ek opgecharge. Mag jy hierdie week uitgaan, of ingaan, met 'n bewustheid van daar is mense wat daar is om vir jou te sorg. Mag jy ingaan in hierdie week met 'n bewustheid dat daar is mense om jou vir wie God jou roep om voor te sorg. Mag jy hierdie week ingaan en geleenthede raak sien, behoeftes raak sien, mense raak sien wat jy nog nooit van tevore raak gesien het nie, waar jy God se liefde en ingryping, jy dit kan invat as 'n gesang van sy koninkryk. Mag jy in die week wat voorlê jou roeping as kind van God uitleef deur om te gee en lief te hê. Be blessed. He ain't heavy, he's my brother. So on we go. He's a